Kai vertel episode 7, die ruiter van Groenkloof. Net buite Pretoria lê daar 'n plek wat al eeue lank sy eie geheime dra, die Groenkloof Natuurreservaat. Vandag sien jy wildsbokke wat rustig wy en klipkoppies wat oranje kleur teen die sonsondergang. Dit lyk kalm, selfs veilig. Maar lank gelede, toe Pretoria nog maar 'n klein dorpie was, het mense gewaarsku. Moenie snaaks alleen deur Groenkloof loop nie. Die eerste verhale het in die laat 1800s ontstaan. Soldate van die Britse garnisoen wat tydens die oorlog hier in die omgewing gekamp het iets vreemds vertel. Hulle het gesweer hulle sien snaaks 'n ryer sonder gesig. Hy het stadig langs die voetpaaie beweeg, sy perd se howe doodstil, asof dit nie die grond raak nie. Die ruiter het altyd verdwyn by 'n droë rivierloop, net waar die maanlig die water sou laat blink, as daar water was. Van daardie dag af het die stories gegroei. Sommige sê die ruiter is die gees van 'n man wat hier doodgeskiet is toe die boere en die Engelse om die land baklei het. Ander glo dit was 'n plaasboer wat sy gesin in 'n aanval verloor het en wat nooit vrede kon vind nie. Sy soeke na geregtigheid hou hom vas in Groenkloof, 'n siel sonder rus. Wat almal saamstem, die wat hom sien, voel eers 'n ysige koue oor hulle vel trek. Daarna ruik hulle die skerp reuk van kruit, asof 'n geweer pas afgevuur is. En net daarna, stilte. 'n Stilte so dig dat selfs die krieke ophou chirp en die nagdiere skielik stil raak. 'n Ouer inwoner van Pretoria het jare later vertel hoe sy oupa, wat 'n kampwag was, een aand 'n perd hoor hyg het, maar geen hoefklanke kon hoor nie. Hy het sy lantern opgelig en vir 'n oomblik die figuur van 'n ruiter gesien, sy kop gebuig, sy gesig donker en onherkenbaar. Net daarna was daar niks meer nie, net 'n wolk stof wat stadig in die lug gesak het. Nog 'n verhaal kom van 'n jong paartjie wat in die 1970s langs Groenkloof gestap het. Hulle het die stilte opgemerk en toe, uit die donker, 'n figuur op 'n swart perd sien aankom. Hy het reguit op hulle afgestap. Toe hulle paniekerig probeer pad gee, het die figuur net voor hulle opgelos, asof hy in die wind weggevloei het. Hulle sweer tot vandag toe hulle het die koue asem van die perd gevoel, al was daar niks. Selfs die natuur dra glo die tekens van die ruiter. Plaaslike perde weier soms om snaaks naby die droë rivierloop te gaan. Hulle stamp en snyf, hul ore plat gedruk, asof hulle iets raak sien wat mense nie kan nie. Honde blaf na die oop veld, hul hare regop, sonder dat daar enigiets sigbaar is. Party mense sê die ruiter is 'n Engelse offisier wat in 'n hinderlaag vasgeloop het. Ander meen dit was 'n rebelle leier wat deur sy eie mense verraai is en nou vir ewig wag vir sy wraak. Daar selfs diegene wat glo hy is 'n simbool van Groenkloof self, 'n herinnering dat die land bloed geken het en dat die grond nie sommer sy geskiedenis loslaat nie. Selfs vandag is daar parkwerkers wat weier om sekere dele van Groenkloof na donker te patrolleer. Een van hulle het vertel hoe hy, terwyl hy sy ronde geloop het, 'n perd se asem direk agter hom gehoor het. Hy het stadig omgedraai, sy flits opgehou en net stof gesien. Hy het daardie aand nie weer teruggegaan nie. So, as jy ooit na sononder by Groenkloof stap en jy voel 'n koue bries oor jou nek trek, as jy 'n perd se asemhaling naby jou hoor, maar geen hoefklanke nie, draai liewer om. Want dalk is dit nie jou verbeelding nie. Ek is Kai en ek dink dit was net nog 'n ou legende van Pretoria. Of was dit? Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.